Ons skriflesing van vandag is uit Lukas 11, verse 1 tot 13. Lukas 11, verse 1 tot 13. Ek lees uit die 53 vertaling. Hoor die woord van God. En toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom, nadat hy opgehou het, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disippels geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê, Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons elke dag ons daaglikse brood, en vergeef ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En hy het vir hulle gesê, wie van julle sal 'n vriend hê, en sal middernag na hom gaan en vir hom sê, vriend, leen my 3 brode, want 'n vriend van my het van 'n reis by my aangekom, en ek het niks om hom voor te sit nie. En die van binnekant sal antwoord en sê, moenie my lastig val nie, die deur is al gesluit, en my kinders is saam met my al in die bed. Ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van onbeskaamdheid opstaan, en hom gee soveel as hy nodig het. En ek sê vir julle, bid, en vir julle sal gegee word, soek, en julle sal vind, klop, en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee. Of ook as hy 'n eier vra, hom 'n skorpioen gee. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Tot sover. Amen. So vanoggend kom ons by die laaste boodskap oor God die Vader. En dan volgende week, dan gaan ek 'n boodskap preek wat ek by 'n konferensie in die Kaap moet preek. So volgende Sondag is my laaste Sondag hier, dan gaan ek en Deedrey vir 3 weke Kaap toe. So vanoggend dan Efesiërs hoofstuk 3. En ek sal gebed waardeer vir daai konferensie in die Kaap asseblief en vir die voorbereiding vir daai boodskap wat ek dan eers hier gaan preek voor ek in die Kaap preek. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons buig ons knieë voor U en selfs ek wat nou staan en almal van die res wat sit in ons harte ten minste buig ons knieë voor U, van wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang. Ons bid Vader dat U vir ons vanoggend 'n hart gee met geestelike ore om te hoor en geestelike oë om te sien. En dat ons hierdie woord sal ontvang binne in ons harte. En dat ons vanoggend bewus sal wees van U teenwoordigheid in ons midde. Ons weet U is hier, Here. Maar gee ons so 'n sin van U liefde, van U krag, van U teenwoordigheid by ons. Vernaamlik in 'n tyd soos hierdie waar oom Theo siek in high care lê in die hospitaal en tannie Elise nie gesond is nie. Waar oom Len nie in staat is om hier te wees nie met daai gebreekte enkel en been. Tannie Hendrien met haar gordelroos. Waar tannie Lindia in 'n hospitaal is met lewerskade. En ons is bly
dat U vir oom Piet sal ondersteun en genade sal gee. In 'n tyd waar Jeremy aan die herstel is en moet aanpas by sy eie huis weer. 'n Tyd waar vir Sharon die hospitaal daar vir tyd en wyl verby is, maar daar's nog 'n pad wat voor lê met behandeling. En vir Anthony was dit grondpad gewees, Here. En ja, ek is besorg dat ek nou mense vergeet, Here. Maar U vergeet nie U kinders nie. U sê in die woord vir ons, jou naam is in my handpalms gegraveer. 'n Ma kan haar kind vergeet, want daar is ma's wat dit doen. Maar jy sal nie deur my vergeet word nie. En ek bid dat hierdie boodskap vandag nie net die wat in siekte en beproewing is sal help nie. Ja, die wat verliese gelei het, wat geliefdes aan die dood afgestaan het en nou alleen is. Maar ook vir die res van ons, want party se beproewings kom nog. En ons vra vir hierdie liefde en krag om ons te ontvou. In Jesus naam. Amen. So Charles Spurgeon, hy het gepreek in Engeland 150 jaar gelede. En veral nader aan die einde van sy lewe is dit gesê dat hy gebid het so spontaan soos wat jy en ek asemhaal. Regtig, mense het gesê jy kon met Spurgeon gaan stap in die woud. En dan praat hy nog met jou en without skipping a beat, skielik praat hy met die Here. En dan praat hy weer met jou. En ek kan dit nou sê vanoggend, want my pa is nie hier nie, maar met my pa se toestand van sy siekte, met die Alzheimer, ek het dit 'n paar keer gesien, en my vrou en my kinders en my skoonma sal getuig, wat ons in die sitkamer sit, dan is ons besig met aandete, en ons is dalk aan die einde van die aandete, of net klaar geëet, en ons gesels, en dan sal hy skielik net begin bid. Dan sal hy sê, Lord, you saved me from a filthy life in 1983. Praise you in Jesus' name, amen. En dan praat hy weer. Ander dag sit ek saam om in die sitkamer, Woensdag, sit ek saam met hom in die sitkamer, en hy praat met my, nou ek kan nie onthou presies waaroor nie, maar is so iets. Hy sal vir my ietsie sê, so you're preaching tomorrow. Sê ek, no Dad, today's Wednesday, I'm preaching on Sunday. Are you preaching on Sunday? Morning or evening? Sê ek, no, only morning. Oh, okay, that's wonderful, Lord, that you're so kind, and you give us these graces, you've given us your word, in Jesus' name, amen. En dan praat hy verder met my, net so spontaan, soos asemhaal. En dis wat Paulus hier doen. Paulus, as jy Efesiërs lees, dan skryf hy 2 sinne, en dan gaan hy oor in lofpryse, in hoofstuk 1, van vers 3 af. Dan is dit 1 lang sin tot by vers 14, in die Grieks is dit, blykbaar die Griekse manuskrip, is net 1 sin, vers 3 tot 14, wat hy net uitbreek in lof. En dan gaan hy spontaan oor in gebed in vers 15 van hoofstuk 1, en dan bid hy. En in hoofstuk 2, dan skryf hy weer waarheid. En dan verduidelik hy die Bybel waarheid. En hy skryf, en dan in hoofstuk 3 vers 1, dan sê hy, om hierdie rede wil hy begin bid, dan sê hy, o nee, wag, ek dink aan iets anders, dan skryf hy weer waarheid. En dan kom hy in 3 vers 14, dan sê hy, ek buig my knie voor die Vader, en bid hy weer. En in hoofstuk 4, dan skryf hy weer waarheid. Dit is net so asemhaling vir hom, die woord en gebed, inasem, uitasem, inasem, uitasem. En hy bid so vrymoedig, soos 'n kind tot sy vader bid. Tot sy vader met sy pa praat. So kom hy na sy vader toe, in vers 14, waar hy sê, ek buig my knie voor die Vader. En hy praat met sy Vader wat in die hemel is. Nou onthou nou, vrymoedigheid, boldness in Engels, in gebed, beteken nie disrespect nie. Toe ek studeer het, toe staan 'n eerstejaars student saam my, ons was 'n paar van ons, en eendag toe die rektor was op daai stadium al, hy moes so by net 60 rond gewees het. En toe eendag het ons so studente braai, en die rektor is daar,
En toe vra hy vir die rektor iets en die rektor sê iets en toe klap hierdie eerstejaars student die rektor so agter die kop. Toe sê hy stupid. Nou hy het in 'n huis groot geword waar hy nie 'n pa gehad het nie, so hy het nie regtig geleer hoe moet jy met ouer mense optree nie. So die feit dat jy vrymoedig kan wees beteken nie jy is disrespectful nie. Nee, hoe het Jesus ons geleer om te bid? Ons Vader, dis vrymoedig. Wat in die hemel is, dis respek. Daar's respek. Dis soos my vriend Seth, my sendeling vriend. Hy sê vir sy seun iets, Colin, ABC, dan sê sy seun, yes sir. So hy is vrymoedig met sy pa, maar hy het ook respek vir sy pa. En so Paulus, wanneer hy sê, ek buig my knie voor die Vader, dis vrymoedig, maar hy het respek, want hierdie is sy hemelse Vader. En hy bely hom in vers 14 en 15, ek sal nou die gebed vir ons lees, hy bely hom in vers 14 en 15, as, ek buig my knie voor die Vader, van wie elke geslag, elke familie in die hemel en op die aarde sy naam ontvang. Met ander woorde, God as 'n Vader, hy is die bloudruk, hy is die prototype, die prototype, die perfekte prototype van enige Vader. Beter as Vader Abraham. Hy's perfek, 'n volmaakte Vader. Elke ander familie op aarde, die oorspronklike is God die Vader. Die res is maar net afdruksels en die ink het bietjie gesmudge, want die sonde het in die wêreld gekom. So jy het nie perfekte paas en perfekte families nie, maar die Here is 'n perfekte hemelse Vader. En omdat dit so is, sê Paulus in vers 14, daarom buig ek my knie voor die Vader. Hy kniel, en vandaar my tema, kom kniel voor die Vader, 'n gebed vir liefde en krag. So kom kniel voor die Vader. Dit sien jy mos, dat elke knie sal buig, dat Jesus die Here is, en elke tong bely, of elke knie sal buig, elke tong bely dat hy die Here is, tot die heerlikheid van God die Vader. En so Paulus hierso nou is op sy knie, amper soos Daniel. Onthou die storie van Daniel, Rolf preek het vanoggend in Parys, preek hy die storie van Daniel in die leeukuil, en Daniel en sy vriende in die vuuroond. En jy sien vir Daniel, hy maak sy vensters oop na Jerusalem in sy kamer, en dan gaan hy op sy knie, sê dit in Daniel 6 vers 10, hy buig sy knie en hy bid 3 maal per dag, bid hy tot die Here. Daai selfde rektor, van wie ek net nou gepraat het, hy was nie die gemeente gewees. En toe is ek nou al predikant hier, so na my studies is ek Nelspruit toe vir 2,5 jaar, toe kom ek terug. En eendag, vroeg in my bediening hierso, toe is daar 'n dreigende krisis in die kerk. En toe besef ons, hierdie is ernstig, en daai Sondag, toe sê ek vir die gemeente, ek kan nie onthou, iewers in die erediens, toe sê ek, hierdie is so ernstig, ek wil hê dat almal kniel, dat ons knie buig voor die Vader. Nou, ek het gesê, die ou mense wat nou knievervangings gehad het, hoef nie te kniel nie, en die vroue wat dalk 'n rok aan het, en jy wil nou nie kniel nie, maar die res van ons kniel. En in daai week, toe praat die rektor met my, en toe sê hy vir my, ek wil net vir jou sê, Sondag toe ons gekniel het, ek het dit so waardeer, ek het so 'n behoefte gehad, om net te kniel voor die Here. En dis wat Paulus hier doen. So kom ons lees die gebed. So ek het nou klaar vir jou vers 14 en 15 verduidelik, ons gaan nou inspring. Maar kom ons lees, Efesiërs 3 vers 14, om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader, van wie elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang. Ek bid dat hy vir julle na die rykdom van sy heerlikheid dit sal skenk, om deur sy gees met krag na die innerlike mens versterk te word, sodat Christus deur die geloof in julle harte mag woon, terwyl julle in die liefde gewortel en gegrond is, sodat julle volledig in staat mag wees om saam met al die heiliges tot die besef te kom van die breedte en lengte en die hoogte en die diepte, ja, om die liefde van Christus te leer ken, wat alle begrip te bowe gaan, sodat julle gevul mag word met al die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag in ons werk, die mag het om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink. Aan hom kom toe die heerlikheid in die kerk en in Christus Jesus deur alle geslagte heen vir ewig en ewig. Amen. So waarvoor bid Paulus? 2 gebedsversoeke. Dalk kyk jy na die gebed en dink jy, ek sien 3. OK, ek sien 2. So die eerste gebedsversoek is 'n gebed vir krag. 'n gebed vir krag in vers 16 en 17a. So John MacArthur is dood, Charlie Kirk is dood, Voddie Baucham is dood, groot predikers
en Christene met groot invloed in Amerika, en nie net Amerika nie. Christene in Nigerië word doodgemaak. Wat het ons gesien, wat is die syfers? 7000 binne die laaste 2 jaar. 30 Christene in Mosambiek is onthoof deur die moslems, 2 weke gelede. En dan kyk ons na ons eie krisisse in ons eie lewens. Ons kyk na die druk wat die regering plaas, die CRL, wat regering is in Suid-Afrika, wil druk toepas op kerke en hulle druk vir daai wet om deur te gaan, dat alle kerke reguleer. Kerke moet registreer, predikante moet registreer, hulle stel die geloofsbelijdenis op en sê hier is die riglyne, hier is wat jy glo, anders beskou ons jou nie as Christen nie en dis nie wettig vir jou om kerk te hou of te preek nie. So hulle druk vir daai wet om deur te gaan, daar is oppositie teen hulle van die samelewing af, maar jy hoor al hierdie dinge en jy moet wil in jou skoene insink. En dis hoe die Efesiërs voel. Want in hoofstuk 3 vers 1 sê Paulus vir hulle, ek is in die tronk, ek is in boeie, ek is in gevangenis, ek is in kettings. En dit om ek die evangelie preek, ek is 'n apostel na die heidene, ek wil hierdie evangelie vir julle bring. Maar nou kan jy moedeloos raak en dink, Christene word vervolg, is 'n misdaad, net omdat jy vir Jesus lief is. En dan sê Paulus vir hulle in vers 13, wat ek nie gelees het nie, 3:13, daarom versoek ek julle om nie moedeloos te word as gevolg van my verdrukking ter wille van julle nie. Dit sal tot julle eer strek. So hy sê asseblief, moenie moed verloor nie. En daar is nie goedkoop raad en hoop wat hy gee nie. Dis nie, here's a little song I wrote, don't worry, be happy. Nee, dis nie, jy's in die dumps en iemand sê, don't worry, be happy. Nie goedkoop raad wat Paulus gee nie. Jy sien om te sê, don't worry, be happy, wanneer jy deur diep waters gaan, en Pieter, ek het nagelaat om vir jou te bid, en vir Alta. Maar ons het verlede Sondag terloops ons vir die siekes bid dit onthou, en ek onthou in die week vir julle. Maar dit verdryf nie jou depressie nie. Dit verdryf nie jou vrees nie om te sê, don't worry, be happy. Dit verdryf nie jou angs nie, dis oppervlakkig. Wat ons nodig het in sulke omstandighede is bonatuurlike krag wat die Vader gee. En dis waarvoor Paulus bid in vers 16. Vers 14 en 15, hy buig die knie voor die Vader. Vers 16, ek bid dat julle na die rykdom van sy heerlikheid, dat hy julle dit skenk, om deur sy gees met krag na die innerlike mens versterk te word. Hoe kry jy daai krag? Jy doen wat Paulus gedoen het. Hy het gebid, hy het gevra daarvoor, Vader, gee hierdie krag vir die gelowiges. En dan versterk die Vader jou. Jy gaan nie na die Vader toe kom soos Oliver Twist na Mr. Bumble toe nie. So Oliver Twist, die weeskind, wat nie die storie ken nie, so Oliver Twist is 'n weeskind, hy bly in die weeshuis, en daar's nie baie kos nie, en nou skep hulle op, en toe hy klaar geëet het, toe gaan hy met sy bord na Mr. Bumble toe sê, please sir, may I have some more? To say, Mr. Bumble, what? To say, may I have some more? What? The boy wants more? Jou Vader sal dit nie doen as jy sê, ek het krag nodig. Ek het krag nodig in hierdie beproewing. Hy sal nie sê, what? Asof daar nie is nie. Want hoe help hy ons? Vers 16 sê, na die rykdom van sy heerlikheid. Hy gaan al uit sy skatkamers uit sy oneindige skatkamers van heerlikheid, van alles, van wie en wat hy is, bring hy vir jou die krag en skenk hy die krag wat jy nodig het. Want die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos arende, al was jy doodmoeg, jy kon nie 'n tree verder loop nie, jy wil omval. Hy gee jou nuwe krag, hy sit wind onder jou, hy gee jou eers vlerke en dan wind onder jou vlerke, en hy tel jou op, want sy kragte raak nie gedaan nie. Nou, hoe gee die Vader vir ons krag? Wat sê vers 16? Hoe gee hy daai krag vir jou? Wat staan in jou Bybel? Na die rykdom van sy heerlikheid, maar hoe bring hy dit na jou toe? Deur sy gees. Deur sy gees. Versterk hy jou innerlik. Jy sien, partykeer versterk hy jou uiterlik. 3 Johannes, dis 'n baie mooi vers om vir iemand te bid. Vers 2, vers 1 sê hy, aan my geliefde Gaius, van die ouderling aan die geliefde Gaius, so sy vriend. Hy skryf vir sy vriend en dan sê hy vir hom, ek bid dat dit met jou in alles mag goed gaan, en dat dit met jou siel mag goed gaan, net soos wat dit met jou liggaam goed gaan. Of nie andersom, dat dit met jou liggaam goed gaan, net soos wat dit met jou siel goed gaan. Ek bid dat jy liggaamlik gesond sal wees.
Bid vir goeie gesondheid. En die Here gee dit baie keer. Maar, wat as jy gesond is, uiterlik, jy voel goed, maar innerlik is jou hart gebreek? Want dit is moontlik, nee. Ja. En daarom bid hy in vers 16, ek bid dat God na die rykdom van sy heerlikheid aan julle mag gee, om deur sy gees versterk te word in die innerlike mens, innerlik sterk te word. Jy sien jou liggaam, en dit is die geval met 'n klomp van die mense in ons gemeente. Die wat siek is, maar ook die wat oud is. Die Bybel sê die uiterlike mens, die liggaam word swakker en swakker en swakker. Maar die innerlike mens van 'n Christen word elke dag sterker en sterker en sterker. Word innerlik vernuwe, 2 Korintiërs 4:16. Goed, hier is 'n vraag. Hoe versterk die Heilige Gees jou hart, jou innerlik? Hoe doen hy dit? Wat sê vers 17? Hoe doen hy dit? Deur geloof, maar wat doen hy? Hy bring Christus, dat Christus in jou hart woon. Wanneer die Gees so in jou werk, hy bring Christus naby. Want dit is tog die Gees van Christus, reg? Sodat Christus in jou hart sal woon. Nou dit is waar, die oomblik toe jy 'n Christen geword het, toe die Heilige Gees in jou kom woon. Want Romeine 8 vers 9 sê, as iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan hom nie. So jy kan nie 'n Christen wees, maar die Gees woon nie in jou nie. So die oomblik toe jy tot bekering kom, ja, die Gees woon in jou. En hy bring Christus na jou hart toe, maar wat nou gebeur is, dat hy vir jou so 'n sin van Christus se nabyheid gee. Jesus is mos altyd by ons, hy het dit gesê, kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Maar die Heilige Gees bring Christus so naby, hy gee vir jou so 'n bewustheid, Jesus is in jou, Jesus is met jou. Johannes 14:23 het ek laas Sondag aangehaal. As iemand my liefhet, sê Jesus, sal hy my gebooie bewaar. En hy wat my gebooie bewaar, my Vader sal hom lief hê. En as hy my liefhet en my gebooie bewaar, dan sal ons kom, ek en die Vader, en ons sal ons woning by hom maak. Hoe doen hy dit? Net 'n paar verse vroeër. Die Gees kom woon in ons. Dis die Gees van die Vader en die Seun. So die drie enige God is in jou. En weet jy wat gebeur dan? Wanneer dit plaasvind, wanneer Christus so na jou hart toe kom, en die Gees hom na jou hart toe bring, dit verander jou siekbed in 'n heiligdom. Dit verander jou tronksel, waar Paulus sit, in 'n paradys. Dat hy daar in die slegste van omstandighede is. En Christus kom na sy hart toe. Kan ek maar praat van Sharon, sy sal nou eendag haar getuienis deel. Maar toe Sharon in die hospitaal was, I lost count at 53 days. Hoeveel was dit totaal? 53 days. 54. Okay. So 54 dae in die hospitaal. 'n Groot deel daarvan in ICU. En sy op 'n punt gekom het, wat ek een Sondagmiddag, ek kan nie onthou was dit Sondag of Saterdag nie, dalk 'n Sondag wat ek deurgery het, en ek het vir Anthony ontmoet, by een van die plekkies waar jy kan sit. En hy sê, the doctor said, as hulle nie binne 24 uur daai lewe reg kry nie, kan hulle niks meer vir haar doen nie. En ons onthou hoe die gemeente gebid, en ek het saam met Anthony gebid, en daarna toe Sharon nou reg is, en sy's uit ICU uit, te vertel sy my, dat sy so 'n belewenis van die Here gehad, toe dit chaos is vir almal rondom haar, het sy 'n vrede gehad wat die verstand te bowe gaan, en 'n bewustheid van die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus. Dit is wat Paulus hier bedoel. Dat hy bid dat Christus na ons hart toe sal kom. En jy weet, dit hoef nie die uitsondering te wees in 'n ICU nie. Want Paulus bid dat Christus in julle harte sal woon. Daai woordjie woon daar in die Grieks beteken to settle down. Dis nie 'n hotelkamer vir 2 nagte nie. Hierdie is om 'n tuiste te vind in jou hart. En om jou hart so te omskep en te stofsuig en die mure te verf en die plafon en die matte uithaal en die vloere te skuur en dit te vernis en die skilderye op te sit en nuwe meubels te koop en dit so te maak 'n plek waar hy tuis voel. Hy kom woon daar. Nou hoe woon hy so in jou hart?
Eintlik het party van julle dit klaar geantwoord. Hoekom woon Christus in jou hart? Wat sê vers 17? Deur die geloof. Deur die geloof. So die gewone manier is, as julle in my bly, en my woorde bly in julle, sal julle vra net wat julle wil en julle sal dit verkry. So hoekom woon Christus in jou hart? Deur die geloof. Geloof in wat? Geloof in sy woord. So sy woord is so in jou, dat dit nie net meer 'n versie is wat na jou geheue toe kom nie, nee, Christus self kom na jou toe. Christus self. Nou wat van Sharon? As ek nou maar weer oor Sharon kan praat. Wat van Jeremy? Toe Jeremy na die beroerte, en hy lê daar. Wat van tannie Lindia? Dat het op 'n plek so sleg is, sy kan skaars haar oë oopmaak. Wat van hom Theo? Want is nie asof hulle Bybel optel en nou Bybel lees in die hospitaal nie. Hulle is op 'n plek gewees wat hulle so swak was, hulle kon dit nie doen nie. Jy weet, hulle sê, nou ek sal nie weet nie, ek is nie 'n dokter nie. Maar ek het al gehoor dat mense wat in 'n koma is, dat soms hoor hulle jou. Hulle kan nie met jou terugpraat nie, maar hulle hoor jou. So jy kan vir hulle die woord lees. Wat van as hulle heeltemal bewussyn verloor en hulle hoor jou nie? Wel, selfs dan sê Spreuke hoofstuk 6 vir ons, dat jy moet hierdie woord jy moet hierdie woord naby jou hart hou. Jy moet hierdie woord, moet soos 'n halsnoer om jou nek wees. Jy moet dit bind om jou nek, om jou hart. En dan wanneer jy gaan slaap, dan praat daai woord met jou, sê dit, in Spreuke 6:22. So selfs dan wanneer jy bewussyn verloor, dalk droom jy, dalk slaap jy. Kan dit nie gebeur dat iemand Bybel droom nie? Of van Christus droom, soos wat Sharon, ek weet nie presies wat dit was daar nie, maar die teenwoordigheid en die lieflikheid van Christus wat naby gekom het, jy glo mos. Jy glo hierdie Christus. Jy glo sy woord. Tweede, so die eerste een is 'n gebed vir krag, die tweede een is 'n gebed vir liefde in vers 17 se tweede helfte tot by vers 21 gaan ek gaan. Kinders, as daar 'n baie groot storm is en daar's 'n groot eikeboom, Nicolaas, daar by jou oupa en jou ouma se gastehuis, nê? Waar jou pa en jou ma. OK. Daar's mos sulke groot bome daar by die grasperk. As daar 'n baie groot storm is, hoekom val daai bome nie om nie? Want dit is swaar. OK, hoe bly die bome staan? Wat is onder die grond? Wortels. En daai wortels gaan diep. Woestynwinde. In Dubai, blykbaar is die woestynwinde in Dubai nie te erg nie. Maar dit kan erg raak. Ek sien tot 70 km/h in 2016 het die woestynwinde van 130 km/h gehad in Dubai. Die hoogste gebou in die ter wêreld is in Dubai, die Burj Khalifa. Daai Burj Khalifa, hoe staan daai gebou wanneer die woestynwinde so waai? Die fondasie het ek gesien is in 'n Y-vorm. So die fondasie lyk so. En dis blykbaar perfek ontwerp en dan baie diep gesink ook. So hy staan. So 'n vraag, hoe staan 'n Christen wanneer hy vervolg word vir sy geloof? Hoe staan Paulus en hy hou vas aan Jesus wanneer hy in die tronk is? Hoe staan Christene wanneer hulle geliefdes aan die dood afstaan? Wanneer jy op 'n siekbed is en is ernstige siekte. Of jy's nie op die siekbed nie, maar jou lewensmaat is. En is vir jou erg om te sien. Hoe staan jy? Wat sê vers 17, hoe staan ons? Tweede deel. Jy is die eikeboom. Jy is die Burj Khalifa met 'n stewige fondasie. Jy's gewortel en jy's gegrondves. En so kan jy enige beproewing deurstaan, want jy's so gewortel in die liefde van Christus. Jy's so vas op hierdie fondasie van die liefde van Christus. Hudson Taylor was 'n sendeling in China in die 1800s. So in 1870 was die moeilikste jaar van sy lewe. Wat gebeur het in 1870 is, in Januarie, toe sy een kind oorlede, in Julie,
toe gee sy vrou geboorte aan 'n kind, die kind oorleef vir 2 weke, toe is die kind oorlede, en 'n paar dae later toe is die vrou oorlede aan kolera. Sy vrou, 33 jaar oud. So hy verloor 3 geliefdes, hier sit hy met 4 klein kindertjies. Hoe het hy dit gemaak? Wel, 1870, 'n jaar voor dit in 1869, toe het hy 'n belewenis van hierdie liefde van Christus waarin hy so gewortel is, so geanker is, so gegrondves is, so gebou is op die liefde van Christus. Hy het net 'n oorweldigende sin gehad van wat dit beteken om in die wingerd te bly. Jy is die tak, hy is die wingerd, sy lewe is in jou. En daai volgende jaar kon hy die swaar kry deurstaan. Nou, hoe bly jy gewortel in daai liefde? Hoe bly jy op die fondasie van daai liefde waarvan vers 17 praat? Wel, jy bid, soos dit Paulus hier gedoen het. Jy bid vers 18, sodat jy volledig in staat mag wees om saam met al die heiliges tot die besef te kom van hierdie groot liefde van Jesus. So ek gee jou 'n voorbeeld, daar's 'n vrou in die 1700s in Amerika. Haar naam was Esther Burr, B-U-R-R. Jonathan Edwards se dogter, haar man se van was Burr. En Esther, haar man is oorlede, hy is redelik jonk gewees. En nou is sy 'n weduwee. En toe word haar kind dodelik siek, sy het 'n babietjie. En hulle sit in die sitkamer, en sy en haar familie praat oor haar man wat nou oorlede is, en hulle praat van, wat beleef hy nou alles? Hoe moet dit wees dat hy Christus sien, van aangesig tot aangesig? Wat geniet hy, wat 'n vreugde het hy al gesmaak, wat 'n nuwe fasette van hierdie diamant het hy gesien, wat ons genade noem, en van die rykdom van Christus se liefde. En op 'n stadium in die gesprek is sy so oorweldig met hierdie gedagtes, dat sy kan nie meer in die geselskap bly nie. En sy onttrek en sy gaan na haar kamer toe alleen en sy maak die deur toe. En dis soos kaskades, nee, jy weet mos as die waterval nie in een slag val nie, maar hy val in kaskades, cascades, dat hy so val en is net of hierdie liefde so van Christus in golwe oor haar kom. En sy sê, sy het 'n brief vir haar pa geskryf, en sy sê dit die hele nag geduur amper, ek kon nie slaap nie. Ek het bietjie tussendeur geslaap, en wanneer ek geslaap het ek net gedroom van hemelse dinge, en van die heerlikheid van Christus. En toe is die babatjie oorlede. En sy kon dit verduur deur die Here se krag. Maar die punt wat ek probeer maak is, jy het krag nodig om hierdie liefde te begryp. Sy kon dit nie verdra nie, sy moes net een kant kom. Want sy sê, dit was op 'n stadium so geraak, dat dit het gevoel of haar liggaam net gaan in mekaar sak, van hoe oorweldigend hierdie liefde van die Here Jesus is, wat sy begryp. So dis ek wat Paulus sê, ek bid dat jy krag kan hê, om hierdie liefde te verstaan. Nou dit op jou eie, om dit soos wat sy gehad het, om dit op jou eie saam met die Here te geniet, dis lieflik. Dis soos sommer eetlepels vol heuning. My maale koop heuning in Humansdorp. Hulle bly in Aston Bay by Jeffreys Bay, maar so 10 kilos weg Humansdorp. Nou koop hulle heuning by 'n ou in die gemeente. Dit is heuning wat geroom is. So hy sit dit in een of ander menger en daai ding hou aan meng tot dit soos room is. Hulle het vir ons van dit gebring. So om hierdie liefde van Jesus so te smaak, dis hoe soet dit is. Dis soos daai heuning, maar dis nie die beste wat jy kan kry nie. Want die beste wat jy kan kry is in vers 18. Sodat jy volledig in staat mag wees, sê hierdie vertaling, die Grieks kan ook vertaal word, dat jy ten volle krag mag hê, om saam met al die heiliges tot hierdie besef van sy liefde te kom. Die plek waar jy hierdie liefde die meeste ervaar is, saam met al die heiliges, saam met die gelowiges. Hoofstuk 2 sê hy ook, dat die heidene nou saam met die heiliges ingesluit word, Jode en heidene. Voorbeeld, Louis Trichardt Baptiste Kerk, 1990s, hierdie moes vroeg tot mid-90s gewees het. Toe stop die joernalis, my predikant, in die dorp, nou ons het net een koerant daar gehad, die Soutpansberger, toe stop die joernalis my predikant en sê, wat gaan aan in julle gemeente? Almal in die dorp praat van die liefde van daai gemeente. Want ek het julle al vertel van al die nasionaliteite, daar was 10 verskillende nasies in een gemeente.
En dit was 'n gemeente van 60 lidmate. Maar mense kon nie dit glo nie, veral in daai tyd. Hoe kan dit wees? Hier's Wendas en Indiërs en Bulgare en Russe en Finne en Nigeriërs en Portugese en Afrikaners en Britte en Amerikaners en almal in een gemeente en hulle het mekaar so lief. Ek dink ons het bietjie daarvan gesmaak in ons eie gemeente, nie net 'n paar jaar gelede nie, maar ek dink selfs in hierdie jaar met al die tragedies en die verliese en die sterftes van familielede en die siektes, terminale siektes en ernstige siektes en beroertes. Het ons nie iets van die liefde van Christus gesmaak saam met al die heiliges nie. Toe mense vir mekaar bid en vir mekaar, hoe baie besoeke het Jeremy nie gehad in die hospitaal nie. En gebede op die groepies. Ping, 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 ping. Al die handjies op WhatsApp op die gemeentegroep. Ons bid in die gebede vir die siekes in die bidure. Saam met al die heiliges. Ek dink waarvoor ons moet bid is vir 'n voller begrip. So ons moet nie tevrede wees om net daar te bly nie. Paulus wil aangaan. Hy sê gaan aan. Further up and further in. Bid vir 'n voller begrip van die dimensies van Jesus se liefde, van Christus se liefde, vers 18, sodat julle volledig in staat mag wees om saam met al die heiliges tot die besef te kom van die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte, ja, hierdie liefde van Christus om dit te ken, om dit te begryp. Wat is die diepte van sy liefde? Hoe hy kom van die hemelse hoogte af, gaan hy tot in die diepste nag van sonde aan die kruis. En hy kom haal ons daar uit. En dan vat hy ons van die diepste nag van sonde en hy tel ons op om saam met hom te sit in hemelse plekke, sê hoofstuk 2 vers 6. En die lengte van sy liefde wat gaan oor die grense van die aarde tot in Sudan, tot in Suid-Sudan, tot in Noord-Korea, tot in Saudi-Arabië, tot in Argentinië, tot in Kanada, tot in Japan. En oral gaan die liefde van Christus, die lengte daarvan en die breedte daarvan, wat gaan van ewigheid tot ewigheid, het hy ons lief. Psalm 103 vers 17. Nou, hoe openbaar die Vader hierdie liefde aan ons in Christus? Waar is die plek waar jy die liefde van Jesus die heel helderste sien skyn? Die kruis. Want so lief het God die wêreld gehad, het hy sy enige gebore seun gegee het. Hierin het ons liefde leer ken, dat God sy seun gegee het, gestuur het as die versoening vir ons sondes, sê 1 Johannes 4. Hierin is liefde nie dat ons hom lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het. En sy seun gegee het as die versoening vir ons sondes. Nou, hoe kan jy hierdie liefde persoonlik ken? Dis nie genoeg om te sê, so lief het God die wêreld gehad nie. Jy wil op 'n plek kan kom wat jy saam met Paulus kan sê, Christus het my lief gehad en sy lewe vir my afgelê. Nou, hoe kan jy op 'n plek kom wat jy sê, ek ken dit persoonlik? Ek wil vir jou sê, dit vat meer as 'n Bybelstudie oor die kruis. Dit vat meer as net jy lees die einde van Matteus, Markus, Lukas en Johannes, als wat Jesus gedoen het aan die kruis. Dit vat meer as jy lees Paulus se briewe oor wat Christus gedoen het aan die kruis vir ons sondes. Dit vat meer as 'n diep en intense Bybelstudie daarvan. Dit vat wat Paulus in vers 19 sê, ja, om die liefde van Christus te leer ken wat alle begrip te bowe gaan. Hy sê, ek wil hê julle moet 'n liefde ken wat nie met die kop geken kan word nie. Jy kan dit nie net intellektueel verstaan nie. Paulus sê, ek wil hê julle moet 'n ervaringskennis hê, en Adam het Eva geken en sy het 'n seun gebaar. Daai kennis, 'n intieme kennis, 'n naby kennis, 'n verhoudingskennis. Dat julle hom so daai liefde van Christus sal ken. Dis amper soos, ek vergelyk dit so, dis amper soos 'n vrugteboom. Want vrugte is nou al aan die bome, maar is nog nie ryp nie. Maar dit kom. So Desember is die vrugte ryp, en nou sien jy daai sappige vrugte. Om jou Bybel te lees is om op 'n afstand te staan en te sien hoe mooi die boom is, en die geel perskes of rooi kaalwang perskes wat hang aan 'n boom,
Jy sien, is mooi of jy is in die Kaap, in die wingerde, wanneer dit nou druiweseisoen is daar, en jy sien hoe hang die pers en die groen trosse druiwe so aan die wingerd. Hoe lekker is dit, en is pragtig. Die Kaap, ek het 'n prent teen my sitkamermuur so, met die Kaapse wingerde en die Kaapse berge, so mooi. Dis Bybel lees. Bybelstudie is jy gaan pluk daai vrugte, en jy sny dit sommer oop, en jy kyk hoe lyk dit, en jy begin 'n studie maak, en jy lees boeke oor daai vrugte. Maar vers 19 is, jy pluk daai vrugte, en een byt in die sap spuit. Soet, sappig, jy proe daai vrugte. Dis wat Paulus hier doen, ek bid, dat julle daai liefde sal smaak, en dit sal ken. Wat is die gevolg daarvan? Wat gaan gebeur as jy daai liefde so ken? Wat sê die einde van vers 19? Wat gaan gebeur? Jy gaan vol wees van die volheid van God. Die Vader in vers 14. Die Gees in vers 16. Christus in vers 16, 17 en 19. Die drie enige God. Jy gaan so vol wees van sy volheid. Amper soos Martin Lloyd-Jones, toe hy hierdie teks preek, toe sê hy, soos 'n bottel in die see, hierdie glasbottel in die see, en daai bottel is vol seewater. So die bottel is in die see, en die see is in die bottel. Jy is so vol van die volheid van God, deur hierdie liefde van Christus. En as jy so vol is, ek wil vir jou sê, dis die Christene, wat die mees volwasse Christene is. Dis nie die Christene wat sê, ek so lief vir U, Here. Nee, dis die Christen wat sê, Here, ek het U nie naaste by so lief soos wat ek moet hê nie, maar ek is so bewus van U liefde vir my. Dis daai Christen wat die mees volwasse Christen is. Want dis wat daai einde van vers 19 beteken, dat jy gevul mag word met die volheid van God. Want in hoofstuk 4, vers 13, net die volgende hoofstuk, dan praat hy van geestelike volwassenheid, dan beskryf hy dit so. Totdat ons almal kom tot die eenheid in geloof en in die kennis van die Seun van God, tot 'n volwassenheid, wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Die volheid. Dit praat van geestelike volwassenheid. En is daai kinders van die Here wat sy liefde ervaar en smaak, hulle is die wat volwasse is. En baie mense mis dit, want alwaarvoor ons bid, is vir ons kinders, en hulle eksamens, en hulle werk, en vir ons geldsake, en vir ons veiligheid op die pad, en ons bid net vir tydelike dinge. Ons moet leer om soos Paulus te bid, vir groot dinge. Eintlik wil ek voorstel wat ons by die bidure, ek sal seker maak ons doen dit, dat ons ten minste een van die gebede op 'n Woensdag aand, iemand moet daai kaartjie kry, wat jy na 'n teks toe blaai, een van Paulus se gebede, en dan lees jy daai ding. En dan is dit 'n gebed wat ons die Here vra vir onsself en vir ons gemeente. Ons moet leer om Bybel te bid. En jy begin die Bybel bid, en jy gaan verbaas wees wat die Here gaan doen. Want jy weet wat die Here doen, is vers 20, aan hom wat deur sy krag. Jy sien, hierdie Vader is kragtig, hy kan ons antwoord. En dan sê hy, dat hy deur sy krag, hy kan doen meer as alles wat ons bid. Hy kan alles doen wat jy vra. Hy kan alles doen wat jy bid of dink. En nie net alles doen wat jy bid of dink nie, hy gaan aan in die vers, hy sal sê, wat ons bid of dink. So die som totaal van almal hier se gebede. Hy kan nog meer as dit doen. Hy kan dit antwoord. En dan sê dit, hy kan meer doen as dit, as wat jy bid of dink. En dan sê dit, hy kan oneindig meer doen, as wat jy bid of dink. Daar's geen limiet nie, the sky is the limit. Hoe antwoord hy? Vers 20. Deur sy krag wat in ons werk. Wat 'n krag is dit? Wie onthou? Die antwoord is in vers 16. Wat 'n krag is dit? Christus se krag, meer spesifiek in vers 16? Die krag van sy Gees. Dis die krag wat in ons werk. En baie mense mis daai krag. Hoekom? Want hulle vra nie daarvoor nie. Jakobus sê julle het nie want julle bid nie. Of hulle vra en dan dink hulle, ag, kom sal die Here my help. Ek's in elk geval 'n nobody. Help nie, ek vra nie. En dan twyfel hulle, en Jakobus sê, as jy twyfel, moet jy nie iets verwag nie. Of jy bid, maar jy bid selfsugtig. En Jakobus sê, dan gaan die Here jou ook nie antwoord nie. Een keer het ek iemand beraad, en die persoon sê vir my, ek is so gefrustreerd met die Here, want ek vra nou al vir hoeveel jaar vir daai joy, en ek het nie die joy nie. Jy sien, want jy het 'n afgod gemaak van die joy.
Jy soek wat die Here jou kan gee en jy soek nie homself nie, maar as jy hom het, al die ander dinge kom saam. Ons kan 'n afgod maak van krag. Gee my die krag, ek soek die krag. En as ons die krag het, dan los ons die Here. Dis nie hoe dit werk nie. Amper soos Simon die towenaar, nee. Petrus, ek sal julle geld gee, dan gee julle my daai krag. As ek my hande op mense lê, dan kom die Gees op hulle. Petrus sê, jy en jou silwer kan hel toe gaan. Hoekom moet ons dit vra? Hoekom moet ons vra vir krag? Wat sê vers 21? Aan hom kom toe die heerlikheid. Sodat hy verheerlik mag word. Sodat hy groot gemaak word. Of mense soek krag buite vers 21. Jy weet, vers 21 sê aan hom kom toe die heerlikheid in die kerk en in Christus Jesus. En mense dink ek kan dit buite die kerk en buite Christus Jesus gaan vind. Nou, ek praat nie van mense wat nie hier kan wees nie, hulle hart is met ons. Ek praat van mense, hulle dink hulle is Lone Ranger Christene. Hulle doen sommer hulle eie ding. Paulus sê in die kerk en in Christus Jesus. In hoofstuk 1 het gesê, waar hy praat van God het alle dinge onder sy voete geplaas, Efesiërs 1, 22 en 23, en hom gestel as hoof oor alle dinge aan die gemeente. Wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles en almal vervul. Hoe wil jy die krag uit die hoof hê, maar jy is nie deel van die liggaam nie? Hierdie hoof het 'n liggaam. Dis soos 'n ketel sonder 'n prop. Sterkte. Lekker lou koffie. Sommer badwater. Kan dit nie daar kry nie. Kan ek jou sê, waar kook Christus se liefde? Dis waar sy kerk saam is. En hom sê, gee ons 'n bewustheid van hierdie liefde. Gee ons 'n ervaring van hierdie liefde. So Spurgeon, nee. Julle weet van Spurgeon se boiler room. In die ou dae het hulle mos in groot fabrieke en groot geboue en die kerkgebou waar hy predikant was kon 6000 mense sit. So groot gebou. Hoe hou jy dit warm in Londen se winter? Londen se winter werk mos so, minimum -1, maksimum 1. Ja. So hoe hou jy daai groot vertrek warm? Jy het 'n kamer onder. En dis die boiler room, die stookkamer, ketelkamer. En daai sal dan nou die gebou warm maak. En daar het 'n klomp Christene gesit, 400 van hulle. En hulle het gebid. Spurgeon het dit genoem the powerhouse of the church. Dis waar Christus se liefde kook. En dis waar dit sal begin. Jy sien die individu, die Christen, die gemeente, wat Christus so soek. Eer die Vader die meeste in sy eie geslag, in hierdie geslag, in die volgende geslag, en vir ewig. Amen. Ons bid. Ons Vader, ek buig my knie voor die Vader, van wie elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang. Dat U na die rykdom van die heerlikheid aan ons sal gee, om versterk te word deur die Gees in die innerlike mens, sodat Christus in ons harte mag woon deur die geloof. Ons wat in die liefde gewortel en gegrondves is, dat U aan ons krag mag gee om saam met al die heiliges te begryp wat die hoogte, lengte, breedte en diepte van U liefde is, die liefde van Christus wat die kennis oortref, en dat ons vervul mag word met al die volheid van God. En nou aan U wat mag het om te doen ver bo alles wat ons kan bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Aan U kom toe die heerlikheid in die kerk en in Christus Jesus deur alle geslagte en tot in ewigheid. Amen.